Hy sê toe vir sy slawe, die bruilof is gereed, maar die gaste wat ek genooi het, is hier die eer onwaardig. Gaan staan nou op die straathoeke en nooi almal wat julle raakloop om die bruilof by te woon. En sy slawe begin en hulle loop en hulle gaan na die straathoeke toe. Toe hulle by die eerste straathoek kom, toe kry hulle vir verslaafde. En hulle sê, verslaafde, kom, die bruilofstafel is gereed vir jou, verslaafde, jy wat aan dwelm verslaaf is, jy wat aan pornografie verslaaf is, jy wat verslaaf is, kom na die tafel toe. En sy slawe gaan en hy nooi die mense. En die verslaafde sê, ja, Jesus, ja, Vader, sê ja vir die uitnodiging. En hulle loop verder deur die dorp en hulle kom by die volgende een. So na Jesus die nagmaal ingestel het, die aand voordat hy sy dood verkondig het, die aand voordat hy gekruisig is, verkondig hy sy dood, en hy sê die volgende woorde, hy sê in Matteus 26 vers 29, ek verklaar nou hier plegtig, dat ek van nou af nie weer wyn sal drink, totdat ek opnuut die feeswyn saam met julle sal drink, in die koninkryk van my Vader. En hierdie woorde beteken vir ons, dat daar 'n tafel wat wag. Daar's 'n ewige tafel. Dis nie net die tafel wat ons hier sien nie, dis nie net die tafel van die aand waar Jesus die brood gebreek het, en die nagmaal ingestel het nie. Daar's vir ons 'n tafel wat wag. 'n Tafel waar ons opnuut saam met Jesus Christus in sy teenwoordigheid gaan wees, waar ons gaan aansit, saam met hom, aan tafel. 'n Tafel gedek, waar die feesmaal van Jesus Christus vir ons is, waar daar vir ons 'n feesmaal besig is om voorberei te word. Ons het net nodig om in hierdie lewe te volhard. En in hierdie lewe dit deur te maak, en deur ons swaar kry, deur ons pyn en deur ons lyding te volhard en aan Jesus Christus vas te hou. En ons het iets om aan vas te hou, want Jesus leef. Ons hou nie aan iemand vas wat nie leef nie, ons hou vas aan 'n God wat lewe. Ons hou vas aan 'n God wat die dood oorwin het. Ons hou vas aan 'n God wat elke verslawing, elke ding wat jou kan bondage, jou enige sonde waaraan jy kan dink, Jesus Christus het dit oorwin, en ons kan vashou aan hom vanaand. En ek wil jou aanmoedig. Ek wil jou aanmoedig in hierdie lewe. Inteendeel, Johannes 16 vers 33 sê dit vir ons, in hierdie lewe sal julle dit moeilik hê. In hierdie lewe sal dit moeilik wees, maar hou moed, want ek het reeds die wêreld oorwin, is Jesus se woorde. Ons het moed waarna ons kan vashou, want ons kan aan hom vashou, want hy het reeds die wêreld oorwin. En alles wat ons in die oë staar, het hy al reeds oorwin. So ons kan vashou. Ons kan vashou aan Jesus wat reeds oorwin het. En vandag is opstanding Sondag. En omdat Jesus uit die dood uit opgestaan het ons 'n toekomsverwagting, want dis die opstanding van Jesus wat vir ons hierdie toekomsverwagting gee. En Openbaring 21 vers 4 sê, hy sal elke traan, jy wat deur swaar kry gaan, jy wat mismoedig is, jy wat voel of die wêreld teen jou gedraai is, hier is die belofte, hier is die toekomsverwagting, hier is waarna ons kan uitsien, hy sal elke traan van hulle oë afvee, en die dood sal glad nie meer bestaan nie, ook hartseer of smartkrete of pyn sal glad nie meer bestaan nie. Die ou dinge het verbygegaan, die ou dinge het verbygegaan, want daar's 'n tafel. Daar's 'n tafel wat wag, en aan die hoofstoel van hierdie tafel sit daar 'n regverdige bruidegom, een wat vir ons elke traan, soos wat hierdie skrif sê, van ons oë sal afvee. Elke tekortkoming wat jy het, gaan hy aan voldoen. Elke behoefte wat jy het, sal jy tot vervulling gebring word, wanneer ons aan die tafel by hom gaan wees. Die woord sê vir ons, dood, smart, pyn, dit gaan nie meer wees nie. Elke traan wat jy aan kan dink, wat jy al gehuil het in die verlede, elke traan wat jy nog moet huil, elke stuk hartseer wat jy nog moet beleef, daar's 'n toekomsverwagting. Daar's 'n Openbaring 21 vers 4 belofte wat vir ons sê, elke liewe traan sal afgevee word. Elke bietjie pyn wat jy beleef, sal genees word. Elke smartkreet wat jy het, dit wat in jou hart aangaan, dit wat jy mee worstel, dit wat jou in die aande wakker hou, sal mee gedeel word. Want Jesus Christus het die dood
oorwin. En ons gaan saam met hom aan hierdie feesmaal sit, aan hierdie feestafel, en ons gaan saam met hom die feeswyn geniet. En ons gaan so baie wyn kan drink, want dit gaan ons nie dronk maak nie, want ons gaan in die koninkryk wees. So ons gaan feeswyn kan drink, soveel as wat ons wil, omdat dit lekker is, en nie omdat dit ons resultate wil gee nie. Maar ons gaan dit geniet, en ons gaan saam met hom aan tafel sit, en ons gaan jolig wees, en ons gaan vreugdevol wees, en ons gaan opgewonde wees, want ons gaan van aangesig tot aangesig met ons bruidegom aan die tafel sit. En dis ons toekomsverwagting. Dis waarna ons kan uitsien. En wanneer jy dink aan 'n troue, of jy sien uit na jou eie troue eendag, jy beleef dit, jy sien nog uit na dit, of jy onthou, soos wat Marius in die begin gesê het, jou troue, dan is daar 'n klomp goed waaraan jy dink aan die lewensmaat wat jy gaan bykry. Jy dink aan een saam wie jy jou lewe gaan deel, saam wie jy die lekker in die lewe gaan deel, saam wie jy vreugde gaan deel. Jy dink aan jou troudag. Jy dink aan wat op die dag gaan gebeur, die vows, die preek, die seremonie na die tyd, die belofte, die seën wat oor jou uitgespreek word in daai huwelik. Jy dink aan die ring wat jy op jou vinger gaan sit wat 'n teken is van ewigheid. Maar jy het al hierdie toekomsverwagtinge, jy het al hierdie expectations, jy het al hierdie vreugde waarna jy uitsien. Daar's goed waarna jy uitsien wanneer jy dink aan 'n huwelik, wanneer jy dink aan jou eie troue wat al reeds verby is, of jy dink aan die troue wat nog kom, maar waarna jy ook dink is dat jy en jou vrou of jy en jou man aan die hooftafel gaan sit, en al die gaste is daar vir julle twee. Jy dink hoe die tafel gaan lyk. Jy dink hoe hy voorberei gaan word. Jy dink hoe jy en jou vrou of jou man langs mekaar gaan sit en julle hande op mekaar gaan sit en vir mekaar sê, ons het tot hier gekom en nou is dit 'n ewigheid wat ons saam kan vier. Nou in die Joodse tradisie, toe Jesus nog geleef het op aarde in die tyd, was daar so iets soos 'n Joodse bruilof waarvan hulle gepraat het. En dit was een van die belangrikste, een van die vreugdevolste events, gebeurtenisse gewees van die dag wat Jesus geleef het, was die Joodse bruilofsfees gewees. Hierdie fees was so lekker gewees, hulle het dit vir 'n week aan een gedoen. Hulle het nie net 'n dag getrou en dit was verby nie, hulle het vir 'n week aan een saam gefellowship, saam met mekaar gekom. Na die huwelik was daar die feesmaal, was daar die tafel, waar hulle by mekaar gesit het, waar familie, vriende en geliefdes by mekaar gekom het, en waar hulle lekker saam geëet het, waar hulle koinonia fellowship saam met mekaar gehad het, maar daar was vreugde. En na die huwelik was hierdie vreugde gewees, was hierdie huwelikstafel gehou gewees. En hierdie huwelikstafel is simbolies van 3 goed, van vreugde, van gemeenskap en van seën. En hierdie 3 goed is alles waarna ons kan uitsien, wanneer ons dink aan die ewigheidstafel, wanneer ons dink aan die tafel wat vir ons wag, kan ons uitsien na vreugde wat ons deel gaan wees. 'n Vreugde wat ons eintlik nie in menslike taal kan beskryf nie. 'n Vreugde as jy moet dink toe jou babatjie gebore is vir die ouers. Daai vreugde wat jy beleef het toe jy eerste keer jou kind in jou arms vashou. Jy wat in die huwelik, daai vreugde toe jy vir mekaar gesê het, I do, until death do us part. Daai vreugde wat jy beleef het toe jy jou eerste 3 gedruk het op laerskool of jou eerste doel ingegooi het. Daai kom nie eens naby nie. Die vreugde wat ons gaan beleef aan die bruilofstafel, wanneer ons in die ewigheid is. Die grootste vreugde waaraan jy kan dink, gaan nie naby dit kom nie. Ek lees 'n storie in die Bybel in Handelinge 3, waar hulle sê, waar die verlamde man voor die tempelpoort lê, en hy vir sy hele lewe lank is hy verlam. Hy kan nie loop nie, en 2 Christene, Johannes en Petrus, kom by hom, en hulle bid vir hom, en die man, wat vir nooit kon loop nie, staan op, en hy loop. In Handelinge 3 vers 8, in die message sê vir ons, the man went into the temple with them, walking back and forth, dancing and praising God. Het jy al ooit so goed gevoel in jou lewe, dat jy voel jy wil net God prys? Ek het net so gevoel in die worship. Ek het gevoel ek wil eintlik op my gesig net gaan lê, ek wil net God prys, ek wil op en af spring want ek is excited. Dit wat ons sing maak my opgewonde, om te sing holy forever, om te sing forever you have risen, forever you are glorified, om te dink daaraan, dat God, Jesus Christus, is vir ewig geglorify, om te dink aan dit maak my excited, en dit maak dat ek wil op en af spring van joy, en dis die joy waarna ons kan uitsien, dis die joy wat hierdie ou beleef het, toe hy vir sy hele lewe lank nie kan loop nie, en ewe skielik kan hy loop. Dis 'n joy wat jy beleef. Nou nie is dit kom naby die joy wat ons gaan beleef aan die bruilofstafel nie. Nie is dit kom naby dit wat ons gaan beleef aan die ewigheidstafel nie. Die tafel wat daar is vir ons, die tafel wat vir ons wag nie. En saam met hierdie vreugde
is daar die gemeenskap. Saam met hierdie vreugde, hierdie overwhelming joy wat ons beleef, is daar die gemeenskap, want Jesus Christus sit aan die hoofposisie van die tafel. En dit gaan 'n fees wees, wat nie net vir 'n week aanhou nie. Dit gaan 'n fees wees, jy gaan opstaan en jy gaan jou ding gaan doen, en jy gaan terugkom. En Jesus gaan nog steeds daar wees. Hy gaan nog steeds teenwoordig wees. Hy gaan vir ewig teenwoordig wees. Ons gaan permanent in die gemeenskap, in die teenwoordigheid van Jesus Christus wees. En hierdie vreugde waarvan ek praat, is nie net 'n emosionele reaksie nie. Dis nie net iets wat my excited maak vir 'n oomblik nie. Dis 'n diepe erkenning en 'n verstaan dat God soewerein is en sy liefde my deel is. Dis die vreugde wat ek gaan ervaar in hierdie teenwoordigheid, in hierdie gemeenskap saam met Jesus aan sy bruilofstafel. En Psalm 16 vers 11 sê vir ons sy teenwoordigheid is vreugde. In sy u teenwoordigheid is vreugde. En aan u regterhand is daar blydskap vir altyd. Blydskap en vreugde vir altyd in die gemeenskap, in die teenwoordigheid van Jesus. Is daar blydskap en daar's vreugde vir altyd. En dis ons toekomsverwagting. Want saam met hierdie vreugde wat ons beleef, saam met hierdie gemeenskap wat ons gaan beleef, is daar ook seën. En om geseën te wees, beteken nie om net te ontvang 'n emosionele ietsie nie. Dit beteken nie aardse rykdom nie. Om geseën te wees, beteken ek ontvang guns, ek ontvang voordeel, ek ontvang vrede van die ewige skepper af, die een wat die prins van vrede is. Ek ontvang vrede van hom af. En in die Bybel oortref die konsep van geseënd materialisme en materialistiese voorspoed, want ons is so geneig om te sê, ek is geseënd met die kar wat ek het, ek is geseënd met die vrou wat ek het, ek is geseënd met die man wat ek het, ek is geseënd met dit en ek is geseënd met dat, maar dis nie, Makarios is die Griekse woord vir seën in die Bybel, dis nie 'n Makarios seën nie, 'n Makarios seën praat oor soveel meer as net dit praat oor 'n sekerheid, dis gegrond in die sekerheid, dat die een wat ons gemaak het, goedheid aan ons bewys. En of jy baie het en of jy bietjie het, dit maak nie saak nie. As God sy goedheid aan jou bewys, dis waarna jy moet meet, of jy geseënd is of nie. En ek kan nou met groot oortuiging sê, dat hier sit nie een vanaand die, wat nie God se goedheid al ooit beleef het in jou lewe nie. So God se seën is jou deel, maar saam met hierdie ware seën wat ons gaan beleef, saam met hierdie ware, egte seën wat soveel meer is as materialisme, saam met dit is daar 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, 'n Filippense 4 vers 7 vrede wat sê, en God se vrede, wat meer is as wat 'n mens kan dink, 'n ander vertaling sê, meer as wat jy kan dink, of bid, of voorvra, 'n vrede sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. En hierdie alles is die prentjie van die huwelikstafel van die Lam. Dis die prentjie van die ewigheidstafel waarna ons kan uitsien. Daar gaan vreugde wees, daar gaan seën wees, en daar gaan gemeenskap wees saam met Jesus. En dis waarna ons uitsien. En Openbaring 19 vers 9 sê, in die NIV, dit sê, then the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. Want daar's 'n tafel wat wag, en geseënd is jy, as jy genooi is na die tafel. Geseënd is jy, as jy ja gesê het vir die uitnodiging na die bruilofsfees. As jy ja gesê het vir die uitnodiging na die huwelikstafel, geseënd is jy. En Jesus vertel vir ons 'n gelykenis in Matteus 22 vers 2 tot 4 waar hy sê God se koningsheerskappy. Hy kom beskryf hierdie huwelikstafel, hy beskryf hierdie ewigheidstafel met 'n gelykenis en hy sê en God se koningsheerskappy is soos 'n koning wat 'n bruilofsfees vir sy seun voorberei het. Toe die fees gereed was, het hy sy slawe uitgestuur om die gaste te laat weet dat dit tyd was om te kom. Maar hulle wou nie kom nie. En daarop het hy weer ander slawe gestuur met die opdrag, sê vir die gaste, my feesmaal staan gereed, my beeste en vetgemaakte vee klaar geslag, alles is reg om te begin, kom na die bruilof. En Jesus, verder in Matteus 22, lees ons, 3 keer nooi God die mense na hierdie bruilofsfees, en al 3 kere verwerp hulle sy uitnodiging. Al 3 kere wat Jesus, al 3 kere wat God die mense genooi het na sy bruilofsfees toe, verwerp hulle hom, met hulle verskonings oor hoekom hulle nie na sy bruilofsfees
toe kan kom nie. En die rede dat God hulle 3 keer doen, die rede dat God hulle oor en oor en oor nooi, is want sy hart is vir elkeen van ons. Hy sal ons oor en oor en oor pursue, want sy hart is dat nie een van ons verlore sal gaan nie, maar dat elkeen van ons die lewe en dit in oorvloed sal hê. Sy hart vir ons is dat elkeen van ons ja sal sê vir die tafel. Ja sal sê vir die uitnodiging na die tafel toe. Sy hart is dat ons sal ja sê, en dis hoekom hy pursue, en dis hoekom hy oor en oor en oor uitnooi, want sy hart is dat ons hom moet kies. En die vraag is vanaand, het jy al die uitnodiging aanvaar? Het jy al die uitnodiging wat Jesus na jou toe maak, aanvaar? Die uitnodiging waar hy jou nooi na die tafel toe, waar hy jou nooi om saam met hom aan die ewige tafel te kom sit, en saam met hom gemeenskap te hê, saam met hom seën te beleef. Het jy al ja gesê? Of is jy nog onseker? Want verder in hierdie gedeelte Matteus 22 vers 8 tot 9 sien ons. Hy sê toe vir sy slawe, die bruilof is gereed, maar die gaste wat ek genooi het, is hierdie eer onwaardig. Gaan staan nou op die straathoeke en nooi almal wat julle raakloop om die bruilof by te woon. So die wat genooi was God se eie volk, dit was Israel gewees, en hulle wou nie reageer op die uitnodiging nie. God het hulle 3 keer geroep, hy het hulle 3 keer die uitnodiging gegee, hulle wou nie die profete se uitnodiging aanvaar nie, en toe kom Jesus Christus self, hulle wou ook nie sy uitnodiging aanvaar nie, hulle wou nie die uitnodiging na die tafel toe aanvaar het nie. Toe sê God vir hulle, gaan nooi almal, gaan na die straathoeke toe, en gaan nooi almal, my uitgekiesde volk, kies my nie terug nie. Hulle sê nie vir my ja nie, so gaan na die straathoeke toe en nooi almal. En sy slawe begin en hulle loop en hulle gaan na die straathoeke toe. En toe hulle by die eerste straathoek kom, toe kry hulle vir verslaafde. En hulle sê verslaafde, kom, die bruilofstafel is gereed vir jou, verslaafde, jy wat aan dwelms verslaaf is, jy wat aan pornografie verslaaf is, jy wat verslaaf is, kom na die tafel toe. En sy slawe gaan en hy nooi die mense. En die verslaafde sê ja, Jesus. Ja, Vader, ons sê ja vir die uitnodiging. En hulle loop verder deur die dorp en hulle kom by die volgende een en hulle kry vir verwerp by die volgende straathoek, die een wat deur die lewe uitgestoot is, die een wat eenkant gesit word, wat nie in die samelewing welkom is nie, die een wat nie eens welkom voel in die kerk nie, wat nie welkom voel tussen medegelowiges of tussen gelowiges van die dag nie, die een wat verwerp is en hy sê verwerp, hulle sê verwerp kom en verwerp sê ja, ek aanvaar die uitnodiging. En hulle nooi vir sonde. En hier's die een wat die hele kerk skok. Want hulle nooi vir sonde en die slawe sê sonde, jy's welkom aan tafel. Kom na die tafel toe en sonde reageer met my sonde en hulle sê sonde moenie worry nie. Kom na die tafel toe. Geen sonde is te groot vir God om te vergewe nie. Kom na die tafel toe. En sonde sê ja. En hulle nooi vir gebroke en gebroke kom. Die een wat trauma beleef in sy lewe, die een wat sy lewe gekenmerk word aan verlies, die een wie se ouers, die een wie daar groot mens was in jou lewe, wat iets met jou gedoen het, wat hulle nie veronderstel was om met jou te doen nie. Jy's gebroke daardeur. Die een wat geslaan is, wat mishandel is, die een wat geboelie is op skool, die een wat nou in die samelewing gebroke voel, dit voel vir jou of niemand vir jou lief is nie, en hulle gaan, en hulle sê gebroke kom, en gebroke aanvaar die uitnodiging, en gebroke kom. En hulle nooi toe laastens vir eensaam, want eensaam het eenkant en alleen gesit op haar eie. En hulle sê eensaam, die een wat nie welkom is tussen die mense nie, kom. En ons het net plek voorberei vir 6, maar ek dink nou sommer net, aan nie goed genoeg nie. En die slawe gaan aan nie goed genoeg toe nie. En hulle sê, jy voel, jy's onwaardig. Jy voel nie goed genoeg nie. Daar's 'n tafel, daar's 'n ewige tafel, daar's 'n bruilofsfees. Kom na die bruilofsfees toe. En die lys gaan aan, en jy kan jou eie lys invul. Maar die realiteit is dat elkeen van ons wat hier is vanaand, kan iewers op hierdie lys val. Elkeen van ons het ons eie A4 of A3 plakkaat wat ons voor ons kan neersit. En elkeen van ons kan vanaand voel, ek is nie goed genoeg om aan die bruilofstafel deel te hê nie. Ek is nie goed genoeg
om die uitnodiging voor te kan aanvaar nie. En die realiteit is, jy is nie goed genoeg nie. Die realiteit is, jy is nie waardig genoeg om aan hierdie tafel te kan kom sit, waar die regverdige bruidegom as eregas van sy tafel sit nie. Jy is nie waardig nie. Jy is nie goed genoeg vir die tafel nie. Dis die realiteit. Want Romeine 3 vers 23 sê vir ons almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Die New Living Translation sê, for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Elke een van ons wat hier sit vandag kom tekort. Nie een van ons verdien dit nie. Nie een van hulle verdien dit om hier te sit nie. Nie gebroken nie, nie eensaam nie, nie bedelaar, nie een van hulle. Nie goed genoeg nie, nie een van hulle verdien om hier te sit nie. Nie die ryke nie, nie die arme nie, niemand nie. Ons verdien nie om aan daai tafel te sit nie. Maar vers 24 sê, maar nou spreek God ons in sy genade vry, op grond van die verlossing wat Christus Jesus vir ons verkry het. En dit sonder enige verdienste van ons kant, omdat God ons vrygespreek het. Omdat God ons vrygespreek het. Omdat daar 'n tafel was wat Vrydag omgegooi was, wat ons weerhou het om in sy teenwoordigheid in te gaan. Omdat daai tafel omgegooi is, het Jesus vir ons die access gemaak. Hy het niks wat ons kan doen nie. Nie een van ons kan roem omdat ons aan daai tafel sit. Nie een van hulle kan roem om aan daai tafel te sit nie, want dit is as gevolg van die tafel wat omgegooi is. Dit is as gevolg van Jesus Christus wat die prys vir ons betaal het, wat die dood oorwin het, wat die voorhangsel laat skeer het, wat dit wat ons en God geblok het, is as gevolg van dit dat sonde en verslaafde en bedelaar en enige iemand wat tot op die uithoeke van die strate, wat op die straathoeke is, dat enige iemand welkom is aan hierdie tafel. Ons het net nodig om ja te sê vir die uitnodiging. Want Jesus nooi elkeen van ons. Daar's nie een van ons wat nie genooi word na die bruilofsfees toe nie. Daar's nie een van ons wat nie genooi word na die ewige tafel, die tafel wat wag, waar daar nie pyn is nie, waar daar nie smartkrete is nie, waar daar nie trane is nie, waar daar vreugde is, waar daar seën is en waar daar gemeenskap is. Nie een van ons is waardig nie, maar elkeen van ons word genooi na die tafel toe, maar ons moet RSVP. Anders is daar nie vir jou plek aan die tafel nie. Ons het nodig om ja te sê vir die uitnodiging en nie so ons ja sê. Romeine 10 vers 9 tot 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word, nie miskien nie. Jy sal nie miskien verlos word. Die woord sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word, want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek. En as ons met ons mond bely, dan word ons verlos. En glo enige iemand dit vanaand? Glo enige iemand vanaand dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het? Want dis al wat ons waardig kan maak om aan hierdie tafel te sit. Dis al wat vir ons 'n toekomsverwagting kan gee om eendag aan hierdie tafel te kan sit. Is deur dit met ons monde te bely en in ons harte te glo. En as jy dit in jou hart glo vanaand, ek wil almal van julle vra, staan vir my op julle voete asseblief. As jy dit glo met jou hart vanaand, dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, en dat hy jou uitnooi na hierdie tafel toe, en jy's onseker oor jou plek aan die tafel, as jy wil hê ons moet vanaand, as jy vanaand vir jou 'n plakkaatjie hier wil neersit, een van daai driehoekgoedjies wat jy neersit, met jou naam opgeskryf, as jy so een wil hê vir die ewigheidstafel vanaand, as jy wil RSVP en ja sê vir Jesus, en jy het nog nooit, jy is onseker of jou pad met die Here reg is, jy is onseker of jy die ewige tafel gaan kry. Jy is onseker of het jy al ja gesê, het jy al ge-RSVP of nie. Die woord sê, as ons met ons mond bely, en dit in ons harte glo, as jy dit vanaand in jou hart glo, en jy het nog nie ja gesê nie, as jy in jou hart glo, dat Jesus Christus uit die dood uit opgewek is, dat hy gesterf het vir my sondes, en dat God hom uit die dood uit opgewek het, as jy dit vanaand met jou hart glo, ek wil julle vra om julle oë te sluit, en as jy dit met jou hart glo, en jy het nog nie ja gesê vir die uitnodiging nie, wil ek jou vra om hierdie volgende gebed hardop saam met my te sal bid. Moet dit nie net in jou hart bid nie, want die woord sê vir ons, as jy met jou mond bely, en met jou hart glo. So as jy sekerheid wil hê, as jy wil RSVP, as jy jou plek aan tafel wil boek, bid die volgende gebed agter my aan. Vader, met my hart glo ek, dat Jesus Christus vir my sonde gesterf het, maar Here ook, dat hy nie in die graf agtergebly het nie, dat hy deur die krag van God opgewek is uit die dood, en dat daar vir my 'n uitnodiging is
na die tafel, die ewige tafel. En Jesus, dankie dat U my uitnooi na die ewige tafel. Vader, ek wil vanaand vir U dankie sê, Here, dankie vir elke persoon wat vanaand na U familie toe gekom het. Here, dankie vir elke persoon wat vanaand ge-RSVP het om aan tafel te kom sit, saam die bruidegom, saam die regverdige bruidegom, die een wat dit vir ons moontlik gemaak het. Here, dankie dat ek op U kan vertrou, dat die goeie werk wat U vanaand en elkeen van ons wat hierdie gebed gebid het ook, Here, en elkeen wat hom nie gebid het nie, Here, vir wie die uitnodiging nog daar is. Here, dies wat al reeds die uitnodiging aanvaar het, dankie dat ons kan bid tot die opgestane Heer, en kan weet, Jesus, dat omdat U leef, leef U ook in ons, en dat die goeie werk wat U vanaand hier in ons begin het, U sal volëindig. Die goeie werk toe ons vir U ja gesê het, dat U dit sal volëindig. Heilige Gees, ek vertrou U vir heiligmaking, ek vertrou U om ons harte te sal kom aanraak, Here, ek vertrou U om die begeerte na meer in ons te sal wakker maak, Here, want ons het ja gesê vir U, en ons het U ingenooi vanaand, en ons weet, Here, dat ons plek is geboek, maar Vader, tot en met dan is daar werk om te doen, tot en met dan het ons die krag van die Heilige Gees nodig, tot en met dan is ons nog steeds in 'n stikkende wêreld, een wat nog steeds kom met sy houe, een wat nog steeds trane het, een wat nog steeds smartkrete het, een wat nog steeds pyn het, Here, maar ons het die Heilige Gees nou, en ons het die Heilige Gees om saam met ons daardeur te gaan, en die Heilige Gees is ons helper. En dankie dat U hom gestuur het as ons helper. Heilige Gees, dankie dat U hier is. Dankie dat U in ons leef en dat U ons help wanneer ons deur swaar gaan, wanneer ons deur pyn gaan. Dankie dat U die een is wat ons help ook om te volhard in hierdie lewe. Dat ons kan volhard tot aan die volëinding, tot aan die volëinde. Wanneer ons aan daai tafel gaan sit en vir Jesus van aangesig tot aangesig gaan sien. Here, my gebed is vir elkeen, asseblief gee ons die krag. Jesus, ek wil kom bid soos U vir die disippels en vir ons gebid het. Mag ons nie uit hierdie wêreld uit verwyder word nie, maar mag ons staande bly in hierdie wêreld, omdat die krag van die Heilige Gees deur ons werk. Here, elke persoon wat vir U ja gesê het vanaand, brand die vuur in hulle harte vir meer. Want dit stop nie daar waar ons ja sê nie. Die oes is ryp en die werkers min. So hier is ons, Here, stuur ons. Handelinge 1 vers 8 sê, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Judea, in Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. En elkeen wat vanaand ja gesê het vir Jesus, elkeen wat vanaand ja gesê het vir die uitnodiging, elkeen wat al in sy lewe ja gesê het vir die uitnodiging, het daai oomblik toe ons ja sê, die krag van die Heilige Gees ontvang. Dit is tot jou beskikking. Moet hom nie onderdruk nie. Maak jou lewe oop. Maak jou hart oop vir hom om jou te kan help deur swaar. Vir hom om jou te kan lei. Vir hom om jou te troos wanneer jy seer het. Moenie gryp na iets anders nie. Moenie gryp na iemand anders nie, gryp na die Heilige Gees. Jy het hom. Hy is jou deel. Hy lewe in jou. Hy's 'n persoon. Hy's 'n verhoudingsgod. Hy het verhouding met jou. Deel met hom. So Vader, dankie dat ek kan bid ook vir ons, Here, dat ons nie sal gryp na ander goed nie, maar dat ons sal gryp na U. Na die Heilige Gees wat vir ons krag gee. En dat ons U getuies sal wees tot in die uithoeke van die aarde. Here, mag ons nog mense gaan nooi. Mag ons die slawe wees wat gaan na die straathoeke toe en mense nooi na die bruilofsfees van die Lam. Dankie dat ons kan deel wees van dit en dat ons plek geboek is. Dankie dat ons vanaand ge-RSVP het. Here, word verheerlik deur ons lewens, word verheerlik deur elke persoon wat U kies. In Jesus se naam. Amen. Amen.